Goeiemôre vriende, dit is vandag maandag die 14de April 2025, ons is in die groot lydensweek. Ons het hierdie week maandag, dinsdag, woensdag aand meditatiewe aanddienste, is letterlik 1:30 van 7:00 tot 7:30, waar jy rustig kom vriende, ons berei julle 'n bietjie voor vir Goeie Vrydag, ons sit 'n bietjie daar meer in donkerte, ons mediteer, ons reflekteer oor die teks, ons sing saam terwyl ons so sit en rustig is, en ons leef ons 'n bietjie in hierdie lydensweek wat oploop na Jesus se kruisiging toe. Maandag, dinsdag, woensdag aand, donderdag aand het ons tennebrei beteken verdonkering. Die laaste aand voordat Jesus dood is, het hy die laaste avondmaal gedoen. Ons doen dit saam, vriende, met so 12 mense wat ons lees, is donker in die kerk. Ons doen die nagmaal saam, presies, Jesus het die nagmaal ingestel. Ons het 'n voete was, Jesus het die disippels se voete gewas. Ons is dan vriende, gaan ons in stilte uit, in die donkerte gaan ons uit, amper om daai doodsheid te ervaar. En die volgende oggend, Goeie Vrydag, kom ons weer in stilte, kom ons dan weer terug. En dan het ons, so dit is baie grou, liewe vriende, daai week, en dan Sondag, opstanding Sondag, is alles skitterwit en goud, né? En die kruis het ons toegemaak, en dan so Oogiestraat, jy bring 'n blom saam, ons sit blomme, as jy 'n moment in die diens waar jy die blommetjies kom insit op die kruis, as die kruis oortrek met hierdie blomme, né, en dat ons dan ook kom sê vir mekaar, uit die kruis uit die kruisiging, uit die dood van Jesus het lewe gekom, né. En dis pragtig vriende, as jy dit dan ook sien, en dan so later, so 'n minuut of 5 daarna, het ons nog 'n moment waar ons kersies aansteek vir ons geliefdes wat ons vooruit gegaan het, want ons glo in wat Petrus vir ons kom sê in 1 Petrus 1, liewe vriende, waar hy kom sê, op grond van die opstanding van Jesus, het julle 'n lewende hoop op die onverganklike, onverwelklike, onbesmette erfenis, wat ook vir ons in bewaring gehou word, né. Daarom doen ons, dit ons die kersies aan, herinner ons daaraan dat ons eendag verenig gaan wees met ons geliefdes. So dit is 'n wonderlike diens, vriende, jy kan vriende ook saambring, jy kan familie saambring, or just to be, die opstandingsdiens, en dan ook die Goeie Vrydagdiens. As jy op 'n kampus, ek sal die volgende paar dae ook sê, asseblief die aand gebruik, lees die laaste gedeelte, die volgende oggend 9:00 of wat ook al, wanneer jy wakker word, lees die kruisigingsgedeelte, doen 'n nagmaal saam, daar doen 'n doopherinnering saam, jy's Godsin, en doen dit na nagmaal saam, stel die nagmaal in daar waar jy is by die kampplek, of by die huis waar jy 'n bietjie weg is vir die naweek. Stel dit in, 3:00 die middag, kom by mekaar vir 5 minute, dis die tyd waar Jesus gesê het, my God, waarom het jy my verlaat, né? Kom dan by mekaar, daai moment, kom vir 5 minute by mekaar, raak bietjie stil, leef jou in die moment waar Jesus dan ook dood is, né? En dan die Sondagoggend, weer eens wanneer jy opstaan, as jy kan wakker word wanneer die son opkom, kan jy dit doen, dit sal great wees. As jy wakker word, sit daar met die tafel voordat jy koffie maak, voordat jy iets doen, en lees net die stukkie van die opstanding van Jesus. Doen 'n gebed saam, en dan gaan julle lekker aan met die res van die dag. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, dankie vir hierdie dag. Dankie dat U inderdaad by ons is. Dankie vir hierdie week. Hierdie week wat oploop na U kruisiging toe. Wat ons as U kinders vier, Here, waar ons vir U kom sê, dankie vir die enorme opoffering wat ons nooit sal weet wat dit is, om as God in die plek van mense se sonde te kom sterf nie, vir hulle, in hulle plek nie, ons sal dit nie weet nie. Dankie dat U dit onderneem het, dankie dat U dit kom doen het vir ons, Here, dankie daarvoor. Amen. Nou mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ek gaan letterlik vir julle hierdie gedeelte lees uit Lukas 22, vers 39 tot 46. Ek gaan net rustig daar deur lees, tydjie gee dat julle net kan 'n bietjie reflekteer en dan afsluit. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan, en sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid, dat julle nie in versoeking kom nie, so vir sy disippels, né?
Hy het hom toe van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het Jesus gekniel en gebid. Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil geskied nie, maar U wil geskied. 'n Engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Jesus het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en by die disippels kom, kry hy hulle aan die slaap, uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle: "Waarom slaap julle? Staan op en bid sodat julle nie in versoeking kom nie." Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Jesus het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Vriende, as jy kan, maak jou oë toe. Probeer, wat moeilik is, probeer jou indink waardeur Jesus gegaan het daar. In doodsangs het hy gebid. Here, sal ons ooit weet, en ons sal nie, waardeur U gegaan het, toe U saam met die disippels daar was en gebid het nie. U vir oulaas nog verhoor, of daar nie 'n ander manier was om hierdie probleem, die mense se sonde probleem, op te los nie. U God self, wat die dood nie ken nie, moes doodgaan. Here, ons sal nooit weet wat het dit vir U gekos nie. Dankie vir U liefde, Here. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar.